Baie welkom by Realisties. Vandag is 'n wolfe politikus en aanbiddingsleier maak ons almal net negatief vir alles, maar voor ons nog verder gaan, gevinnige gebaarde beer en dan episode 3. So weer eens, dit is die episode 3 van Realisties. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag sover. Onthou om te subscribe, share, jou maar daarvan te vertel, want ons is immers besig met die waarheid hier, glo ons, en ons is soms jammer, ons is nie jammer nie, maar baie belangrik is dat jy oopkop dink oor die feit dat jy nie altyd so oopkop dink soos jy dink jou kop oop is nie. Dit maak nou vir my heeltemal die mekaar, maar nietemin, iets wat my meer die mekaar maak is dan nou ons realiteitscheck vir vandag. Nou al diep asem, ek verstaan hierdie goed ook glad nie, en as jy al moontlik die ekonomie beter verstaan, praat met my, los 'n comment, stuur vir my DM, kan ons bietjie gesels op die pot gooi oor dit, want ons vind onsself in 'n baie interessante plek. Heel moontlik het jy gesien dat ewe skielik is die markte besig om piesang te gaan. En as ek sê piesang te gaan, hy maak so, want iemand in Amerika het besluit nou met die ek weet nie of dit Donald Trump is nie, maar heel moontlik of sy mense om hom dat daar tariewe gestel gaan word. Nou as jy nie seker is wat is aan die gang nie, as jy iets van 'n ander land af kry, is daar 'n sekere persentasie wat op dit gesit word as jy dit van daardie sekere land af kry. Nou oor die jare het baie lande tariewe op wat uit Amerika uitgaan. Nou weer eens, as jy negatief is en jy sê ek het my feite verkeerd, asseblief help my reg, comment. Maar die idee is dan dat Trump het besluit, of president Trump het besluit, luister, as julle vir ons gaan tarief, dan gaan ons julle terugtarief, want ons wil Amerika op 'n ekonomiese stabiele plek kry. Nou ek sal bietjie in dit ingaan, want dit is goed vir ons as gelowiges of net mense om te verstaan dat hoekom melk nou ewe skielik wild gaan en hoekom jy nou jou nier gaan verkoop om 'n nuwe iPhone te moet koop. Want wat gebeur het is dat hulle het gesê, weet jy wat, hierdie kan nie langer aangaan nie, want Amerika is die grootste koper in die wêreld. Dis triljoene se geld, dis baie geld mense, dis regtig baie meer geld as wat jou buurman het. So wat gebeur het is dat hulle het gesê, ons moet dinge regstel. Nou daar's 'n paar rolspelers wat betrokke is met dit. Dis nie net 'n Donald Trump wat snaaks probeer wees. Die eerste ding is om te sê dat 'n plek soos China wat 60 of 70 of 80% tariewe op alle Amerikaanse produkte het, weet jy wat, ons gaan jou terugklap met 'n 40% of iets in die 40. So hulle het 'n wiskundige sommetjie formule gehad om te sê dat as jy ons gaan tarief, dan gaan ons jou tarief. Dis so eenvoudig soos dit, want dit is mos nie reg dat jy persentasies opsit as ons goed uitvoer nie, maar ons nie, dit het nie. En wat interessant is, vanaf hulle dit begin doen het baie lande gesê, luister, miskien moet ons dit na 0 toe vat, en daar is lande wat die tariewe van Amerika afgehaal het, sodat hulle dit nou ook kan doen, want soos altyd, dis 'n groot ekonomie. Amerika is daar die groot wêreldmag. Hulle spandeer meer aan oorlog as die 10 of 11 lande onder hulle saam. So hierdie is 'n ontsaglike sterk land, wat vir een of ander rede, voel hulle, toegelaat hulle dat ander lande baie vryheid het met hulle ekonomie. So hulle het gesê, eerstens, ons gaan dit stop. Ons wil nie hê julle moet aanhou met hierdie tariewe nie so. Die ander ding wat hulle gesê het, is dat ons vertrou te veel op ander lande se produksies. En jy sou dit sien in die Suid-Afrikaanse era ook, is waar, toe daar baie van hierdie sanksies teen Suid-Afrika was in apartheid, het Suid-Afrika gesê, ons moet ons eie goeders begin maak, want ons gaan dit nie meer van buiteland af kry nie. En in Amerika ook, as daar 'n geval is van 'n oorlog, sê nou maar, hulle in China raak kwaad vir mekaar, dan heel moontlik wat gaan gebeur is dat hulle gaan nie meer van produkte van China af kan kry nie, en daar is 'n ontsaglike groot hoeveelheid goed wat van China afkom. Jy weet dit self, miskien al 'n hemp wat jy aan het, of die horlosie wat jy aan het, as jy 'n iPhone het, kom dit van China af, glo dit of nie. So wat nou gebeur het, is hulle gesê, ons moet produksie in Amerika begin maak, en dit duurder maak om goed in te voer, sodat dit goedkoper is om te produseer in Amerika self. Ons sien nou, Apple is besig om 'n ontsaglike groot hoeveelheid geld in Amerika aan te sit, om juist dan nou goed te bou daar. Wat, as jy daaraan dink, dit maak bietjie sin. En die ander ding wat nogal interessant is, en hier is altyd 'n ding wat ons nie van bewus is nie, en dis die realiteitscheck van dit alles. Amerika skuld 'n ontsaglike groot hoeveelheid geld. Jy sal dink, maar hulle is dan so magtig, hoekom, maar sê, hulle skuld baie geld, want om so iets aan die hou te bly, het jy baie geld geleen en sovoorts, en dan daar's rente, ons almal weet, rentekoerse en sovoorts, is toch al 'n moeilike ding, maar anyways. So wat gebeur is dat as Amerika in 'n resessie gaan. Nou, ek weet nie of ek dit 100% verstaan nie, vra vir iemand slimmer as ek. As Amerika in 'n resessie gaan, dan beteken dit van die inflasies en alles val plat, en daar's 'n seker iets wat gebeur dat hulle nie met die groter bedrag hoef
te sit om af te betaal nie. So dis onsaglike slim ding wat ook eintlik aan die gang is, wat ek nie 100% verstaan nie, maar die groot ding van dit is ons kyk na hierdie ekonomie en wees bewus dat goed gaan duurder raak. Dis nie 'n doemprofeet ding nie, dit raak duurder en dan raak dit goedkoper of gelukkig moet vleis asseblief dieselfde prys bly, maar in hierdie goed en wat die wêreld aan die gang is, wees net altyd bewus dat die media nie 100% van die feite het nie. Hulle is ook nie bewus altyd hoe slim iemand regtig is nie. Want ja, okay, ek verstaan as julle vir ons tariewe vra, dan kan ek vir julle tariewe vra en dit maak vir my sin en ek verstaan ons moet ons eie goed produseer want as daar 'n oorlog dan is daar moeilikheid. Maar hierdie is op 'n hele ander vlak om te dink dat ons gaan die markte so speel dat as die markte gaan val en bom, beteken dit aan die uiteinde in die langtermyn gaan ons minder skuld hoef af te betaal. En dis vir my altyd 'n ding wat vir my skud tot in my murg, is dat ek het nie 'n idee wat hierdie groot koppe mee besig is nie en dit maak my skrikkerig. En as ons om die braaivleisvirus en ons praat oor hierdie diep goed, dan is ek so half hoe hierdie ekonomie en die feit dat jy nou moet, ek weet nie, 'n tweede lening op jou kind se lewe uitneem om diesel te kan bekostig. Wat doen ons? En dis weer eens die ding van as jy dieper en dieper in daai haasgaatjie ingaan, die rabbit hole ingaan, dan gaan jy jouself banger en banger praat. As jy nie geroep is om in daardie gat in te klim, jy moenie in die gat in klim nie. As jy geroep is om meer in die ekonomiese goed in te gaan, okay, doen dit, alles sterkte vir jou. Maar op die uiteinde is die groot ding, wees baie versigtig en luister verskriklik mooi en moenie alles glo wat jy lees oor die ekonomie online nie. Moet my nie eers nou glo nie. Nee, glo my, ek praat reg, maar moenie my glo nie, want jy moet vir jouself gaan vasstel, is hierdie waar of nie, en is hierdie ou net besig om te hap. Dit is verskriklik belangrik vir ons om so oopkop en konstant ons gedagte te vernuwe, en dis wat die Bybel sê, en is baie goeie advies, al glo jy nie eers nie, elke dag, vra jouself, wat is regtig aan die gang? Gaan ek net hierdie ding glo en dit ingaan, en gaan ek ewe skielik, en ek sê dit met persoonlike ervaring, gaan ek ewe skielik 3 ton se toiletpapier koop, want iemand het gesê, as ons almal lank genoeg nies, gaan die toiletpapier opraak. Mense is nog steeds, jy weet wie jy is, ja, suiker en toiletpapier vir een of ander rede was die goed wat in die COVID-tydperk weg sou geraak het, so in elk geval. Mag jy bietjie van 'n realiteitscheck met dit, so ja, daar's groot goed op die spel, en daar's slimmer goed as wat ons weet op die spel, maar ons kan diep asemhaal en weet ons is sterk en ons is die vermoë om deur dit te gaan. I mean, baie van die mense is deur dit Patricia Loos tydperk en hulle het dit oorleef. Nou, gepraat van musiek, nie noodwendig Patricia Loos nie, ek vra hartlik om verskoning. Bietjie rigting vir vandag, en hierdie is iets wat my regtig te mekaar gemaak het en moedeloos maak. Nou, van julle wat my sal ken, so weet ek is so deeltyds ook bietjie musikant en aanbiddingsleier, en veral as jy praat van Christelike musiek, is dit ontsaglik moeilik om enigiets uit te kry. Want jy sit met 'n persoonlike verknorsing van, ek is net nie goed genoeg om gesien te raak nie, of gehoor te raak nie. Ek kan vir myself sing, my familie sing, en is wonderlik, of ek kan 'n liedjie skryf en my ma sê, seun, hierdie is uit die hemel uit, maar absoluut, op 3 mense wat dit miskien luister. En is miskien 'n ander goed in ander plekke ook in jou lewe, wat jy net nie rigting vind met dit wat jy doen, en jy skep hierdie ding, jy werk hard aan die uiteinde, hoekom werk net niks vir my nie? En hierdie is 'n interessante navorsingsstuk wat ek na gekyk het, as jy net kyk na Christelike liedjies, nou ek praat nie van die sekulêre industrie nie, sekulêre beteken wêreld, nie Christelik nie, want daar is 'n hele ander publikasiehuise wat jy mekaar beklei, en jy mag net Afrikaans is groot sing, en jy mag nie kroon nie, maar jy mag kroon, maar jy mag nie dit nie, want hierdie tannie is in beheer van dit. Daar is heeltyd so iets wat aan die spel is. Nou wat ons vandag kyk is spesifiek vir Christelike liedere, want dis half die sirkels wat ek in hardloop. En net om te dink, as jy sê nou maar 'n liedjie skryf wat jy ervaar belangrik is en goed is, en hoe die industrie werk is dat op die uiteinde moet jy besef, as jy 'n liedjie gaan alleen skryf, gaan jy nooit in jou lewe top 100 kry nie. En as jy nie deel is van 'n sekere kerke nie, of sekere groepe nie, gaan jy definitief nie top 100 kry nie. Want daar is 'n studie gedoen, dit is nou die worshipleaderresearch.com. Nou weer eens, hierdie is in die Christelike industrie, so dit is veronderstel om hoe dit gedoen te moet word. Nou as jy praat dan nou van wêreldse musiek en so, dit is baie erger as dit. Nou is goed om net bietjie te dink, as jy rigtinggewys dink oor net Christelike liedjies wat ons sing, is dat, as ek nou reg tel, is dat jou meerderheid van liedjies in die top 100 word deur Hillsong, Bethel, Passion, Elevation geskryf. Nou as ek sê top 100, daar is van die 2010s af geen liedjie wat deur net een persoon geskryf het wat die top 100 Christelike liedjies gemaak het nie. Geen. Van al daai liedjies is al daai 100 liedjies is almal deur daai kerke geskryf. Almal. Daar is 'n paar
so bedryfsliedjieskrywers, maar hulle is deel van die ander kerke ook. Dis Jason Ingram en daai ouens wat julle sal hulle name iewers gesien het, is dat hulle is deel van daardie netwerk van mense, maar ek sê dit weer, jy praat van die liedjies wat ons luister en hoor, en die Christelike liedjies is 4 of 5 kerke in die wêreld. Hierdie maak vir mense prentjie op wat jy sal vir jouself vra, maar hoekom is dit so? Is daar nie ander mense wat skryf nie? Dis net, en as jy kyk na rigting, dit gaan oor die geleentheid, dit gaan oor die tyd wat ons in leef en die massa hoeveelheid goed wat uitgaan, en as jy nie deel is van hierdie groter bedryf nie, en selfs net as hulle sê, dat as jy net een skrywer is, dan gaan jy dit nie doen nie, want hulle kyk nie eers na jou goed nie. As jy praat van Afrikaans wat ons nou mee besig is, dis ook onsaglik moeilik om Afrikaanslike Christelike treffer te doen, en is, so lief ek soos vir almal is dat as jy enigstens Afrikaanse liedjies skryf, al is dit hoe kwaliteit, as jy nie 'n sekere naam is of deel is van 'n sekere ding nie, dan gaan dit heel moontlik nie gebeur nie, want die mark is vol van Afrikaanse musiek en jy luister eerder sekere name se goed, want as Hillsong of Bethel of Elevation iets uitbring, ja, ek luister dit, irrelevant van hulle storie of wat ook al, as hulle dit uitbring, dan sing ons daai liedjie almal. En dit is nie eers teologies gepraat nie, dit is nie eers gepraat van wat is eintlik in daai industrie aan die gang nie, en hoeveel onsaglik hoeveelheid geld deur daardie hande loop nie, nie eens na die regte ouens toe gaan nie. Nou in ons Afrikaanse bedryf bietjie anderster, die mense wie dit doen is nie geld gedrewe nie, ons ken hulle persoonlik, maar dit is 'n realiteit van die mark lyk net 'n sekere manier, en as gevolg van dit is net sekere mense wat 'n vinger in daai kan hê. In Suid-Afrika werk dit so, as die regte regisseur nie daai liedjie gedoen het nie, dan gaan niemand daarna kyk nie. Irrelevant van hoe goed dit is. En hierdie is 'n rigtingsding wat verskriklik belangrik is, en hierdie is iets, soos ek nou sê, persoonlik vir my, musiek aanraak, maar daar is soveel ander goed is wat jy moet besef is dat moet nie in jou lewe dit wat jy doen meet as gevolg van die sukses wat dit het in die wêreld nie. Maar dit is ongelukkig een van 'n groot goed, want as ek my sukses as 'n musikant of 'n aanbidder of wêrelds of nie wêrelds meet aan die gewildheid in die wêreld, gaan dit heel moontlik net moet ek alles opgee en my instrumente verkoop. Wat heel moontlik ek sê elke nou en dan meer lus is om te doen as toe dit was. Want what's the use? En jy voel so, jy's besig met iets, jy werk hard met iets, maar dit kom net nêrens nie. En hoekom kom dit nêrens nie? Ek is nie goed genoeg nie. En dis nou waar jy 'n ding moet vir jouself sê, maar weet jy wat, ek lewe in 'n sekere wêreld waar sekere goed gebeur, maar dan sê jy, ja, dis dan kerkgoeders hierdie, dis Christendom moet anderster wees. Dis ongelukkig nie. Ek het nie 'n antwoord vir dit ongelukkig nie, maar ek het miskien 'n rigting aanduier vir almal om te sê dat, kyk na dit wat jy mee besig is, en vra vir jouself, wat is waar en nie waar nie. En dan verskriklik belangrik, vra vir jouself, hoe gaan ek my sukses meet aan hierdie? In geloof meet ek my sukses aan gehoorsaamheid. Ek glo dat die Here vir my gesê het om hierdie spesifieke ding te doen, en ek doen dit, en as ek dit gedoen het, tot die beste van my vermoë, is dit suksesvol. As aan 'n ander kant die Here sê, maar hy wil hê ek moet honderde duisende mense bereik, dan is miskien 'n ander pad wat jy moet stap, en dan moet jy ook realisties wees, nie onmoontlik deel raak van een van die organisasies wat dan by die teologie van dit kom, en party van die ouens wat die liedjies skryf wat ons so lekker saam sing, doen 'n paar vreemde goed. Of dan moet jy vir jouself sê, maar hoe gaan ek slim wees en wys wees om hierdie goed te doen, en 'n rigting aanduider is spesifiek, dit is om kyk na wat jy luister, kyk na wat jy doen, kyk na wat jy sê, en vra vir jouself, hoe gaan ek dit meet? Want as jy dit gaan meet op wêreldse standaarde, dan gaan dit jou indoen, want as jy nie weet dat al die gewildste Christenliedjies deur net 4 kerke gedoen word nie, dan gaan jy jou hele lewe omgaan en sê, ek is nie goed genoeg nie, want dit kom net nêrens nie, maar dit gaan nie oor dat dit nie 'n goeie ding is, of dit goed gedoen is nie, dit gaan oor net, weet jy wat, dit is hoe dit is. As jy alleen 'n liedjie geskryf het, dan wys die statistiek, na 2010 gaan jy ongelukkig nie top 100 haal nie. Dit maak nie sin nie, maar in ons lewe en in ons pad gaan dit nie of dit sin maak of nie, dit gaan of ons gehoorsaam is of nie. So wees wys in dit, vind daardie rigting, en sê vir jouself, weet jy wat, ek moet dit wat die Here vir my gegee het om te doen, op 'n sekere manier doen, en dit moet so wees dat ek weet dit in sy voetspore is. Onsaglik moeilik, weer eens. Maar een van die goed wat jy miskien kan rigting aanwys, en as jy bietjie hard is op jouself vandag, weet, ons almal is hard op onsself, maar ons almal het nie altyd al die inligting nie. So mag jy dan so daai rigting voortset en waar jy moet wees, en dan besef dat daar is tog 'n doel in dit. Nou as ons moet reageer oor iets, en as ons nou kyk van aanbidding te beweeg ons na wolwe toe, wat 'n interessante storie is. Heel moontlik het jy die fotootjies gesien van 'n wit wolfie, en ja, dit was nie 'n foto van 'n tannie wat op vakansie is met haar husky in Houtbaai nie, Houtbaai. Dit is 'n nuwe ou spesie wolf wat nou ewe skielik in
die wêreld ingekom het. Nou ek moet sê, hierdie is een teken van iemand wat stories of 'n boekreeks gelees het en 'n series gekyk het en besluit het, weet jy wat, ek moet hierdie wolf terugbring. Nou ek praat hier spesifiek van die Dire Wolf. Nou weer eens, as jy die boeke gelees het, Game of Thrones, gaan jy oortjie so maak, sê wat, is dit 'n ding? En ja, hulle sê, en dis nou van CNN tot seker die Facebook post wat jou ma maak, sê die Dire Wolf na 13,000 jaar van hulle bestaan nie, is dan nou weer op die aarde. Dis interessant as jy nou dan dink. Hulle het stukkies DNS of DNA gevat en hulle het goeders gedoen en daar is hier die nuwe wolfies nou. En verskriklik opwindend en die ou weer deel was van dit. Hy was op Joe Rogan gewees en almal is so hyper opgewonde oor dit. Jy sal sien George R.R. Martin, hy hou soortgelyks half ene vas en hulle is almal so, hy's terug. Nou net 'n vinnige klousule weer eens, onthou wat ons gepraat het vroeër oor media. Dis nie 100% die wolf wat daai tyd geleef het nie. Dis die begin van, maar geneties gewys is dit baie nader aan 'n normale wolf as wat dit 'n Dire wolf is. En die idee is dat in 13,000 jaar gelede het hierdie massiewe wolwe geleef wat jy kan dink hulle moes rondhardloop en met mammoths en sulke goeie seker beklei, of wat ook al, ek weet nie, ek ken nie my geskiedenis so goed nie, maar jy het 'n spesifieke spesies gehad wat toe nou uitgesterf het. En toe het hulle nou van die DNA gebruik en in 'n mawolf gesit en daar gekweek en geneties begin verander en dat dit nou weer so naby as moontlik terug na daai tyd se wolf kan wees. Dis nog nie 100% nie. Party ouens stry en sê dis eintlik nie eens 90% of 80%, dis eintlik nie eens 10% van wat dit daar wolf was nie, maar dit was 'n begin en dit is 'n spesies wat miskien terugkeer en dit is vrek interessant om te sien dat jy vir Romulus, Remus en Khaleesi wat nou die 3 nuus is, wat as jy nou bietjie fantasie van nou weet jy nou presies wat dit oor gaan. En dis 'n ou spesies wat terugkom aarde toe. Hoe hulle gaan lyk of hoe groot hulle gaan wees, weet ons nie. En dis nie 100% 'n copy-paste van nie, want dis nou half aan 'n ma en hierdie lyfies word in 'n ander ma gegroei en die genetiese manipulasie geskied en dan ewe skielik het jy nou hierdie. En as mens nou reageer op dit, ek weet baie, ek onthou nog toe Dolly, die skaap wat gekloun was, wat ek nog steeds nie verstaan hoe werk dit nie, toe het ons almal ewe skielik op 'n perdjie of op 'n skaapie geklim, want hoe durf jy? Dit is, ek weet nie wat die term van dis nie, maar dit was nogal 'n redelike uitsprake van die kerke af, want ons vind ons self by 'n plek met wetenskap wat baie cool is, maar ook baie vreemd is en goed doen wat jy as gelowige sê, mag hulle dit doen? Nou, miskien met die wolfies is dit anderster, want hulle het nie die kloonproses gekom nie, so hulle het nie geskape nie, hulle het net weer herwin, maar dit vra vir ons die vraag, hoe reageer ons teenoor sulke tipe goed waar wetenskap baie goed raak om sekere goed te doen wat ons ongemaklik laat voel? Wat jy as gelowige sê dat mag ons dink dit is cool as mense probeer God speel. Nou, vinnig net, ek dink nie hulle het probeer God speel. Hulle het nie gesê, kom ons wees meer soos God nie, want God het die Dire Wolf geskape en hulle het net gesê, kom ons probeer hierdie weer terugbring aarde toe. So ek wil jou uitnooi, as jy reageer oor sulke tipe goed, haal asseblief diep asem. Dis baie keer nie so erg of so ingewikkeld of so teen die Here as wat jy dink nie. Dis mense wat baie opgewonde was oor 'n karakter in 'n boek of 'n honde in 'n boek en dan wil hulle dit ook doen en hulle is slim genoeg om dit te doen en hulle kan miskien die wêreld weer 'n beter plek maak deur mooi diere dit toe te bring. Maar baie keer wat ons doen is ons reageer teenoor iets wat wetenskap doen en ons is ewe skielik, dit kan nie gebeur nie, dit is nie soos ek het teen die wil van die Here dat ou wolfies nou nuwe wolfies is nie en dat ons iets moois kan hê nie. En ons baie ander goed wat die wetenskap ook doen wat vir onsself sê, maar is ons nie besig om God te speel nie. Nee, want jy kan nie. Jy kan nie God speel nie. Dis onmoontlik vir jou om in die wetenskap eers iets van niks af te skaap en dit is onmoontlik in wetenskap om iets van niks af te skaap nie. Dit bestaan nie. En as jy te doen het met sulke goed en jy voel in jou hart is bietjie ongemaklik, dan moet jy vir jouself vra, hoekom dink ek so? Is dit oor iemand vir my gesê het, oor deel van die kultuur is, of is dit waarlik iemand wat sê, ons gaan soos God wees en ons gaan iets skape? Of is dit iets wat God geskaap het, wat ons manipuleer? En raak deel van die gesprek, maar eerste ding is wat jy doen is gaan half jou baksteen uit die tuin uit en kom oor jouself, en dan vra jy vir jouself die vraag, wat is regtig aan die gang hier? Want baie keer reageer ons so vinnig en sê, hierdie is so anti dit, of waartoe gaan die wêreld, en dit is 'n voorbeeld, maar ons kry baie keer waar in sekere mediese gevalle mense uitsprake maak oor mense wat 'n mediese prosedure deurgegaan het om hulle lewe te red, of nie, of iets gedoen het en sê, maar die Here, of speel jy nie nou, of doen die dokter nie nou dit nie, dan sê ek so half, ek raak opgewonde oor dit, want dan wil ek iemand diep in die oë kyk, want sê, luister,
hou gou 'n bietjie terug daar. Waar is die liefde in hierdie gesprek? Nou, daar's nie baie liefde in om te praat oor wolfies nie, maar terselfdertyd het ons die verantwoordelikheid om te sê, luister, hierdie wetenskap kan baie mense help en is 'n wonderlike getuienis van die Here gee ons die vaardighede om ongelooflike goed te doen, nie net met diere nie, maar met ons eie liggaam ook, om langer te kan lewe. Want in Jesus se tyd het mense 40, 50 jaar oud geword. In ons tyd praat jy nou van amper 120 wat meer, die generasie wat nou gebore is, as gevolg van wetenskap, as gevolg van die vermoë wat die Here vir ons gegee het om ons gedagteprosesse te gebruik om wonderlike goed te doen. Is daar mense wat dit doen en nee, Here glo nie, ja. En ons bid vir hulle en ons hoop dat die Here hulle sal aanraak. Op dieselfde tyd, die Here gee vir ons hierdie potensiaal om ongelooflike goed te doen en saam te kan leef en saam opgewonde te kan raak en nie dadelik uitsprake uitbring nie. Gegeewe daar is gevaarlike goed in die wetenskap wat ons moet aanspreek, maar ons moet dan meer inligting hê, ons moet dan in meer liefde optree. En jy moet dan meer bietjie ongemaklik raak met die feit dat hierdie skaap lyk baie soos die ander skaap. Is dit dan nou dieselfde skaap of is dit 'n tweede skaap of het hierdie een skaap nou dieselfde hart as die ander skaap en dan ewe skielik besef jy, wat is jy mee besig? Daar's mense daar buite wat verlore is en liefde nodig het. Gaan doen eerder dit. Praat oor dit, maar gaan wees lief. En dink dan aan wolfies terwyl jy besig is om lief te wees. Nou, raad wat jy nie voor gevra het nie. En hier is miskien 'n interessante ding wat jy nooit gedoen het of jy baie gedoen het. Luister na jouself en vat 'n pouse. Sê weer ja, luister na jouself en vat 'n pouse. Want jy doen dit nie genoeg nie. Sê wat beteken dit? Dis presies wat ek sê. Is dat wat jy baie keer nie doen nie is besef hoe jy regtig klink nie. Nou, hier's 'n interessante stukkie wetenskap. So, wat gebeur is as jy praat, hoor jy jouself. Ek hoor my stem. Maar dit is nie deur my ore wat ek noodwendig my stem hoor nie, dis deur die vibrasies in my koppies, beentjies wat weet ons ek's nie slim nie, maar dis so vibrasies hier. So wat gebeur is dat veral vir mans ons klink dieper. Jou stem klink amper vir jou beter. Dan luister jy op 'n video of iets jou stem en dan sê jy skielik hierdie maatjie wat so praat en jy soos genade. Is dit hoe ek klink? Daar's al memes oor dit uit. Want ons luister nie regtig na onsself nie, ons het 'n idee hoe ons klink, maar dis nou nie die rede wat ek oor praat nie. Ons het 'n sekere manier van praat en kommunikeer. En baie keer is dit ons grootste vyand. Dis dat jy sê die regte ding, doen die regte ding, maar jy kommunikeer dit verkeerd of nie op 'n effektiewe manier nie. En wat gebeur is dan raak dit verlore. Soos om te sê ek is lief vir jou, of ek is lief vir jou, of ek is lief vir jou. Die manier hoe jy dit sê maak 'n groot verskil en ons doen nie dit genoeg nie. So jou raad wat ek vir jou vandag gaan gee is dat vat jou wonderlike selfoon wat 'n ongelooflike audio-opname kan maak en dan neem jouself net af vinnig terwyl jy met 'n gesprek met iemand is. Dan moet nou nie persoonlike goed wees en moet dit dan nie op post iewers nie, maar en dan geluister jy vir jouself terug. En dan sê jy self, hoekom klink ek so? Hoor hoe baie sê ek of of hoor hoe mompel ek of hoor ek persoonlik maak ek nie my sinne klaar nie. En dan vat jy 'n pouse en jy dink bietjie daaraan en jy sê, o gits, miskien moet ek dit ophou doen. En dan luister jy en hoor hoe vinnig jy praat. Miskien moet ek bietjie stadiger praat. Want hierdie raad is vir 'n spesifieke rede en is wetenskaplik bewys ook is dat as jy rustiger en stadiger gaan kommunikeer met mense persoon tot persoon, dan gaan jy anders oorkom en dan gaan jy baie minder energie spandeer om iets te verduidelik aan iemand. Want jy het mooi gepraat. Jy het mooi verduidelik, jy het die regte hand gebruik, maar dit alles begin deur na jouself te luister. So as jy nou wil, dan kan jy gou jou foon neersit, dit opneem en vir jouself vertel hoe die weer vandag was. En dan luister jy terug en dan tel jy op 'n sekere paar goed. En neem 'n pouse. So belangrik. So, as jy nou wonder wat jy vandag ekstra kan doen, is dat luister na jouself en vat 'n pouse. Nou, die radikale idee, en nou asseblief moet my nie gooi met 'n klip nie. As jy ontsteld is, comment asseblief en share sommer en sê ek is ontsteld. Geld en geloof. Ons vat 'n oomblik daarso. Sodra ek dit sê, raak almal ongemaklik. Ek het in 'n deep dive gegaan oor hoe mense na haar kyk, want ek persoonlik sukkel met die idee. Ek werk vir die kerk of vir die Here en geld is nogal 'n ding. Mag jy vir geld vra as iemand wat in die bediening is? Nee, jy mag nie vir geld vra nie, want dit moet van bo af kom. Wonderlik. Ek verstaan dit. Vra ek vir donasies, maar is dit dan nie dieselfde ding as betaling nie? Hoe vra ek vir dit? Is die 10de nog 'n Bybelse beginsel? Moet pastore en dominees werk of moet hulle nie ander werk hê nie? En daar's soveel keer wat mense mekaar met die Bybel gooi hierdie goeters. En in jou persoonlike geloof ook. En
praat jy met jou vriende en jou vriende sê nie, ons gee nie net 10 nie, ons gee 50% van alles wat ons het. Nou, dis wonderlik, dis R3.50, 50% van my maak nog steeds nie 'n verskil nie. En dan is daar ander mense wat sê, weet jy wat nie, ons volg dit nie meer so nie, ons doen nie meer dit nie, want ons dink is 'n Ou Testamentiese ding. So ons almal is 'n deel van daai gesprek en heel moontlik is hierdie die plek om oor dit te praat of nie, of 'n gesprek te begin, 'n dialoog te begin, want dit is 'n verskriklike groot ding, want geld is een van die goed wat die wêreld dryf, ongelukkig. En een van die goed wat jy daagliks voor jou ure insit om te kan goed koop en te lewe. En as ons kom dan by wat die Here wil hê jy moet met jou geld doen, wil ek eerlik wees is dat ja, 10% is in die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament is dit 100%. Alles is die Here se en jy volg hom en besluit dan deur sy leiding wat jy met daai 100% moet doen. So dis nie 10% nie, maar terselfdertyd is daardie 10% 'n verskriklike belangrike beginsel. En Jesus het nie, en hoor my nou mooi, as ons praat van hy die wet vervul, dis dat hy ook gesê het die wet sal eers vergaan as die dag en nag vergaan. So daar is hierdie groot ding van moenie net so eenvoudig wees om te sê nee, 10 is oudmodies nie, maar terselfdertyd dit gaan oor die verhouding wat jy met die Here het. So punt 1, as jy praat oor geld en geloof, is die eerste ding is hoe lyk my verhouding met die Here? As dit 'n ongesonde verhouding gaan wees, dan gaan daar 'n ongesonde persepsie van geld wees. Dis nie ek wat jou vra vir geld nie, maar as jy so voel, kan jy ons dalk borg, dit elke klein sentjie word waardeer. Dit gaan oor daai verhouding. As jy nader aan die Here beweeg, dan maak jy jou bewus van sekere goed en seker goed in jou lewe wat belangrik is, nie belangrik is nie en hoe jy dit moet hanteer, soos alles. Tyd, geld. Waar jy besluit om jou liefde uit te deel. En so in geld voel dit al baie meer persoonlik soms, maar dit is die uitnodiging dat as jy sê van hoe werk ek met my geld en hoe dienooreenkomstig teenoor mense wat vir die Here werk en mense wat die geld nodig het en liefdadigheid ensovoorts, is dat hoe navigeer ek dit, is dat kyk na jou verhouding met Jesus Christus. Hoe nader jy aan hom gaan beweeg, hoe nader gaan jy, of hoe meer verantwoordelik gaan jy met jou finansies spandeer. En dit baie keer kan wees dat jy vir 7 jaar moet spaar, want daar is 'n 7 jaar droogte op pad, waar daai finansies belangrik gaan wees vir jou en die mense om jou se lewe. Dit gaan miskien wees dat die Here sê, weet jy wat, hierdie maand wil ek hê jy moet meer as 10, ek wil hê jy moet 50% gee. Weet jy wat, hierdie maand wil ek hê, ja, jy moet vir die kerk waar jy aanbid, wat sekere goed en sekere funksies verrig, wil ek hê jy moet dit doen. Party maande glad nie. Hierdie gaan oor jou verhouding en jou gehoorsaamheid teenoor God en hoe jy regtig sy woord hoor. Daar is sekere beginsels wat vas staan in die Bybel. Daar is sekere persepsies wat gedryf word, soos byvoorbeeld dat ja, moenie vir kerke sommer geld gee nie. Ek wil jou ook duidelik sê dat die Christenkerk in die wêreld die organisasie is wat die meeste geld vir liefdadigheid gee. Statisties gesproke. Gaan jy vir jou sê vir watter kerk om te gee nie, maar dis jou verantwoordelikheid om wys te werk met dit wat die Here vir jou gegee het. Dis 'n ongemaklike gesprek, want baie sê moenie, baie sê moet, of baie sê gee minder, baie sê gee meer. En die uiteinde, so belangrik dat jy nader aan die Here beweeg, en in daardie nabyheid, baie verantwoordelik met jou finansies is. Hy sal vir jou wys. Hy sal vir jou wys hoe met jou geld te werk, of hoe nie met jou geld te werk nie. Hy sal vir jou wys dat hierdie is wat in die woord van God staan. En hierdie beginsel het hy ook gedoen. En dis die belangrikheid van dit. Hoe nader iets aan jou sak is, en hoe nader iets aan jou persoonlik is, hoe meer moet jy met die Here tyd spandeer, hoe meer moet dit 'n saak raak tussen jou en die Here. Want dit is nodig. Daar is soveel goed daar buite wat gedoen moet word, en dit kan net gedoen word deur ons as gelowiges wat sê, ons is bereid om te gee, ons tyd, ons lewe en ons finansies. Want ons weet ons lewe in 'n baie interessante tyd. So mag jy uitgedaag word met dit. Moeilik, ek weet, maar as dit maklik was, ek mag nie die volgende deel sê nie, want ek kom in die moeilikheid sê as ek, wat is alles maklik in jou lewe? Nou, tyd vir refleksie as ons so diep afsluit, baie persoonlik afsluit, is dat ek wil bietjie praat oor my taal, en ek weet, Rias, wat jy mee besig, maar ja, ek is Afrikaans. En van julle sal gehoor het dat Afrikaans 100 jaar oud is hierdie jaar, en die 8de Mei is die dag wat dit nou gevier gaan word. Ek dink in Suid-Afrika is daar groot partytjies, in Namibië gaan die 9de Mei of ook die 8de Mei. Afrikaans is al vir 100 jaar wat dit 'n offisiële taal is, en dit is vir my 'n ongelooflike ding om te kan sê, dit is die taal waar ek in groot word, dit is die taal wat die Here my mee praat en wat ek sy woord in lees, dit is die taal wat ek die lekkerste ook iemand kan uithaal en grappies maak, hoor. En nou weer eens, ek kan bid nie 'n taal nie, ek kan bid nie 'n kultuur nie, maar dit is die taal waarin ek met my verlosser en redder en skepper mee praat, en is die ongelooflike voorreg om deel te kan wees van 'n storie van 100 jaar. Ja, dit word aangeval. Ek glo dit is dat weer eens, daar's feite wat ons kan gooi, maar ek glo dit is 'n taal wat in gevaar is. Veral ook dat daar
mengwoorde ingesit word, wat ek ook self baie doen. En ek dink dis iets om op te reflekteer, is dat wees soos jou naam, in 'n sin baie bly oor die taal wat jy het. Trots is 'n ander woord, mens wil nie 'n wêreldse trots hê nie, maar dit is 'n wonderlike ding om te weet dat hierdie kommunikasie wat ek al vir 38 jaar doen, hierdie pad wat ek met die Here stap, is in Afrikaans. Here is nie passievol oor Afrikaans nie, hy is passievol oor jou. Maar terselfdertyd verheug ek myself in die feit dat ek deel is van 'n sekere taal en kultuur. En dis nou, ek weet, waar baie mense sê, Rias, gaan jy nou ook 'n liedjie soos Joe skryf? Maar dis vir my wonderlik, want dis iets wat ek kan sê, is dat ek is deel van 'n groep mense wat op 'n hele ander manier kommunikeer en leef en opgewonde raak oor hele ander tipe goed. En dit is belangrik. En nou sê ek hierdie aan mense wat my ken, is dat as jy die tipe Afrikaans van hou wat op spinnekop sing, doen dit. Dis nie my styl nie, ek sal eerder wees die mense wat hy sing, van Lorika Raag, want daai is vir my klein stukkie klas, en almal weet my persoonlike pad met op spinnekop is maar 'n bietjie 'n moeilike ene. Maar dit is vir my so ongelooflik om te weet dat ons saam in ons tale, so groot verskeidenheid soos daar uit in die wêreld, dieselfde God kan dien en loof en prys. En dis my refleksie vir vandag, is dat kyk, jou taal is 100 jaar oud as jy hierdie luister. Jy luister dit in Afrikaans. En al diep asem te sê dat vir 100 jaar is mense besig om die Here te aanbid in daardie taal. Het is ongelooflik om te weet dat God vir ons elkeen die vermoë gee en verskillende mense vermoë gee om in verskillende tale sy naam te aanbid. En mag jy dan soos jy op spinnekop sing, of soos jy hy sing, dan ook so te sê, heilig is die Here, die Almagtige. En eendag, as ons saam met die engele gaan sing, gaan hulle seker in Engels, nee, ek glo nie dit nie, gaan hulle in hulle taal sing, en ons gaan in Afrikaans, en daar gaan, selfs Duitsers wees, en daar gaan 'n ongelooflike hoeveelheid van tale wees wat dit uitroep hoe groot God is, en ons kan trots op daardie feit wees, dat ons deel is van 'n ongelooflike stuk taal wat al vir 100 jaar uithou, en van woorde soos kondensmelk tot konsternasie, dit is ongelooflik, dit is vreeslik lekker, en mag jy dan met daardie woorde, en ek dink hierdie is my slagspreuk vir solank soos realisties kan aanhou, beter wees, en soos altyd, gaan en wees beter.